Halleluja. Wat ben je nog geliefdes? Lekker om die huis van die Heer saam met u te kan wees. Ons is op 'n goeie plek. En dit is in sy teenwoordigheid. Glo jy die Here is hier vanaand vir jou? En dit kom met 'n verwagting. Is jy bewus van sy gees? Ek is reeds bewus van sy teenwoordigheid. I hope you came ready to receive. Amen. En ek weet nie wat julle nie, maar ons sit nie koortjie. Hy sê, just one dose, not enough for me. Maar ek weet dat jy geen dose gaan sit nie. Ja, verstaan jy daar? No. You gotta see through. As jy sê, waarheid moet ander die waarheid. En waarheid sê, one dose is not enough. Hey, party van julle moet so 'n bietjie dronk huis toe gaan nou. Of kom ek stel dit reg, party van julle gaan dronk huis toe vanaand. Ja, nee. Ek het droom in die gees vanaf. Halleluja. Is jy gereed? Ja, kom ons staan. Kom ons begin. Ons is hier om tyd te mors, tyd te skop. Dis 'n week aan, so let's get going. I'm just excited. So excited. Halleluja. Vader, ons sê vanaand baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om hier net by mekaar te kan kom. En die teenwoordigheid. Gees van die Here God kom. En vul hierdie huis met die teenwoordigheid. Saturate us with your anointing. Lord, we long for your presence. We desire you. Nie net die krag nie, nie net die manifestasies nie. Ons verlang na u, ons smag na u. Kom vanaand, Here, en deurdrink hierdie plek en elke persoon met u gees, Here. Kom woon en vul ons op in die naam van Jesus. Oh, yes, oh, Christ in us, Christ in us, the hope of glory. Oh, come and manifest your presence. Come and show up, Lord. Here, net so op vandag in daai verbonds adres jy kom verskyn het. Oh, van aangesig tot aangespreek het. Net soos jy daai bo vertrek gevul het. Kom vanaand, Heilige Gees, en vul hierdie plek, vul hierdie plek. Oh, vul hierdie plek vanaand. Dank jy daarvoor nou en nou van halleluja. Die lof en die eer, die aanbidding op die toe van aanwezig is die Here om geprys te word. Halleluja. Glory. Get the ground into your presence as we get into your sanctuary.
sit. Just a moment. Hallelujah. Hy is die naam van die Here. Jy reg vir die woord? Amen. Wat die Bybel? Wat op die Bybel? Wat op die Bybel? Op die Bybel? Dit is my Bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. En ek kan hê wat het sê ek kan hê. En as jy dit glo, sê amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Prys die naam van die Here. Glory. Facebook mense, welkom. As jy ons sien, as hy afgaan, dan gaan hy af. Ongelukkig sou jy beter wees om te wees. But for your convenience of the word, that's why it's on. But after that, we will switch it off. We're not going to keep it going. So as vir jou onthou net vir die woord. Okay. Right. Prys die naam van die Here. Kom ons gaan na die woord van die Here toe en ek wil jou vat sommer na Handelinge hoofstuk 2 toe, Acts chapter 2. En ons het gepraat nou van die nuwe wyn. Ons het gesien wat Jesus gedoen het. Hy is te Kana, die wyn het opgeraak. Daar was nie meer wyn nie. Ja, en ons gaan 'n bietjie daar net so vinnig raak en dan gaan ons vandag gaan en ons wil kom hier waar ons nou is en ons ons lê fondasie ons bou. So you've got to be ready to receive. Ek soek nie vanaand toeskouers nie. Ons is nie toeskouers nie. Die boefretrek was daar nie een toeskouer. Kan ek dit weer sê? Ek sê die boefretrek was daar nie een toeskouer nie. Daar was 120 disippels wagtende, verwagtende vir die uitstorting van die Heilige Gees. Halleluja. Een van haar, een van sin. Glory to God. En wat jy gaan ontvang vanaand gaan afhang van jou. Raak jy op die skouer langs jy en sê dit gaan afhang van jou. Sê gou van een is hierdie pastoor nie. En dis nie die ander ons nie. Dit is jy. Halleluja. As jy reg. As jy gereed. Glory. Want as jy gereed is vanaand, en ek vir jou nuus, tonight, I sense man. Hey, glory, glory, glory. Ek het vir jou nuus, ek wil vir jou sê, jy gaan 'n nuwe vlak van sy gees beleef, 'n nuwe dimensie beleef vanaand. God gaan jou oplig hoor as ooit van tevore. En as jy die dronkhuis toe gaan, is alright. Die spiek op jou aftrek, sê maar net vir hom, Bosje, neem maar aan. Hallelujah. Right. Dis van geestelike droogheid aan nuwe wyn. En dis wat ons sê. Ons gaan lees Handelinge 2 vanaf vers 13 tot 18 en jy kan my volg in die woord van die Here. Maar ek wil jy moet weet vanaand dat die eerste keer toe die hemel uitstort, die Heilige Gees op die kerk, was dit mense wat nogal dronk was van die Gees. Want hulle het geklink soos dronkaards. Mense het nader gestaan om te kom kyk wat gaan aan. Amen. Maar ek kan die een ding verseker, dit was nie alkohol nie. Daar's geen alkohol betrokke nie. Amen. Daar was nuwe wyn betrokke, maar daar was nie alkohol nie. En daar's nie nuwe wyn betrokke soos in die woord van gepraat word in hierdie gedeelte nie. Hy praat van nuwe wyn, die Heilige Gees wyn was betrokke. Amen. Die hemel het die eerste keer oorgevloei na die mensdom toe. Die oomblik toe hulle na die hoof vertrek is, breek die hemel op, die Heilige Gees kom in en vir die eerste keer, man, 120 man in 'n hoof vertrek. Glory! Ek wens ek kon daar wees. Ek wens ek kon daar wees. Maar prys die Here, ek is in 'n beter seisoen. Amen. Jy sien, die hoof vertrek was nie vol nuwe wynbottels nie. Nee, hy was vol mense wat
hulle oorgegee het, beskikbare vate. Halleluja, is die vate vanaand beskikbaar? Jy sien, dieselfde disippels wat agtertoe deur toegesluit was en bang was, nou staan met nuwe vuur, en vanaand gaan jy hier uitgaan met nuwe vuur. Ek wil sê, dieselfde mense wat bang was, oh glory, dieselfde mense wat bang was die mense nou wat stede geskit het. I see some planet shakers in this place tonight. I see some planet shakers. Glory, glory, glory. It's time that the city of Port Elizabeth, the city of the town of Uitenhage and the Spats and the surrounding areas gets shaken by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Ek is hier vanaand om vir iemand te sê, maak jou gereed. Iets gaan gebeur. Ek wil jou vra vanaand, wat het verander? Wat het verander? Ek kan vir jou sê wat het verander. Die Heilige Gees het gekom. That's the Holy Spirit showed up. In Handelinge hoofstuk 2, en ons lees vanaf vers 13. Handelinge hoofstuk 2, en vanaf vers 13. Ek het nou in Engels, dit daar Afrikaans, in jou Bijbel. Die top, was my. Vanna, weet ons die man. As hy gaan iemand. Quickly. Let's go. Kom, gaan ons. Doe maar, hoe moet jy weer? Maar ander het hulle gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Jy hoor hom dan? Jy sien? Hulle het gedink is soetwyn, maar dit was nie soetwyn nie. Dit was nuwe wyn. Want sê maar dan so nuwe wyn. Halleluja, nuwe wyn. Volgende vers. Kom Lawrence. Nie nou pause hier hoor. Ons gaan oor na die volgende vers, okay. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my wat? Na my woorde. Luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie. Sê net vir almal as jy het gedink hulle is dronk, maar hulle was nie. Want dit is maar nog die 3de uur. In die môre. Met ander woorde is nog baie vroeg. As jy nou in ons tyd wil praat van, kyk ons so na 9 uur, dis nog baie vroeg gewees. Dis nie tyd vir dronk wees nie. Die ander ons het gesê die bouing is nog nie oor. Dit is nog nie drinktyd. Ek het gepraat drinkers, ek ken so paar en dan sê die bouing is nog nie oor nie. En so, kom ons gaan aan. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek het. So, hy gee vir jou 'n tip hier, so met ander woorde, hy sê vir jou, kyk, ergens het iemand van hierdie ding gepraat, so gaan check op wie dit is. En hy sê vir jou wie dit is, hy sê dis Joël, so ergens in die boek in jou opvolging kan optel, en jy kan hoor wat hy vir jou sê, volgende vers. En hy sê, en in die laaste dag, spreek God. Dit was die Petrus nie, was die mense nie, wie spreek? Sê Brian Johnson is God. Halleluja. Hy sê, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, nie nagmerries kry nie, drome droom, en ook op my diensknegte en my dienskmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hulle sal profeteer. Gaan aan vir my. Pas ons my op die vers ons dan. Is dit 18 oké, sê. Vers 13 sê. Mense het gekom, hulle gespot, en gesê die mense is vol soetwyn. Soetwyn. Ja, ek weet nie, was jy al by 'n party waar jy ons bietjie dronk was? Hoe gaan dit by 'n party waar jy ons bietjie kyk? Hulle is slim. Hulle is baie slim. Hulle is lekker, nee. Meeste van hulle is happy. Is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Come on. I say most of them are usually happy. Maar nou wat so 'n bietjie gedrink het, hy wil graag deel aan almal. Hy wil almal net 'n dop kom. So leer jy net, maar kan kry weer dop. Is dit nie waar nie? Ek praat nie van my pa
paar ouens wat sterk praat en 'n bietjie te veel te drink het. En ek praat nie van daai ouens begin huil as ek hom. Ek praat nie van daai ouens verlang na iemand wat nie eens ken nie. Ek praat nie van hom nie. Ek praat nou van 'n ander saak en iets het gebeur. Jy sien die oomblik toe Jesus by Kana was, het iets gebeur. Die wyn het opgeraak. Sê vir daai langs jou wyn is simboliek van iets hier. Met ander woorde, hulle blydskap. Amen. Jy sien maar, baie mense sê happy as jy drink. Die wyn was op, ewe skielik het die paartjie stil geword. As dit vir ons nou laat lag nie. Die meeste ouens as jy by 'n party is, wat hy nie vir die dop voor betaal nie, as die wyn op is, gaan hy sê. Maar jy ken dit? Ja, nie nou maar as jy so hy dat jy was op nooit in so 'n plekkie. Ek weet jy was en ek was op 'n sulke troues man. Ja, wou nie gaan nie, maar ek moes gaan. Ek het gewerk. Kind van die Here het blydskap verloor en die woord van die Here sê that joy of the Lord is our strength. Yes, amen. Somebody got to realize that joy is good for you. Ja. Jy sien, dis baie interessant dat hierdie mense die hoof vertrek het 'n paar goed uitgebeeld, dan 'n paar goed plaasgevind wat vir die mense laat dink het hulle is dronk. Jy sien man, wanneer ons dronk is, wanneer jy 'n bietjie intoxicated is daar manifestasies, joy overflow. Hey, 'n dronk ou lyk hang aan iemand. 'n Dronk ou lyk in jou gesig wees. Ja? Hallo? I know that I'm really with you. Die vrees het verdwyn. Kom op, vrees het verdwyn. Sê maar net jy vrees het verdwyn. 'n Dronk ou se vrees verdwyn. Ja, dis nou dit. Hoe is dit? Maar jy sien die vrees wat verdwyn het, iets het gebeur met die disippels. Hulle het eweskielik vrymoedigheid gekry, nie van wyn in 'n bottel nie, maar van die Heilige Gees wat hulle uitgestort het. En die tonge van vuur, die op hulle gaan sit, en het almal gespreek in nuwe tale. En die vuur het geval, die tonge was los. Jy sien iets het gebeur wat die mens nie kon verduidelik nie. En wat die mens nie kon, die Engelse woord is contain. Wat sê ons in Afrikaans contain? Ja, beheer, as ook die beheer, hulle wil eintlik die street, hulle wil beperk, hulle wil keer, hulle wil blok. So they wanted to contain it. Net soos op COVID dat jy die huis gehooi wat ons wil iets contain. Jy sien maar, Pinkster is nie net kennis nie. Pinkster is nie net ondervinding nie. Pinkster is 'n ontmoeting. Pinkster is 'n ervaring. Pinkster, iets gebeur met jou. Oh, glory, you can never be the same again. I'm here to tell somebody, you need Pentecost. You need the outpouring. You need an encounter. You need a visitation. You need God dwelling in you. You need something to happen in your life tonight. Child of God, I'm ready. Glory. Jy sien, Pentecost, die uitstorting van die Heilige Gees, was 'n invasion, dit was 'n beweging van God, van die hemel in die mensdom in. En ewe skielik ervaar mense op die aarde hemel. You want to go to heaven? You already have a little bit of heaven in your life. Kom on, kind van die Here, jy het God klaar binne in jou binneste.
Nuwe wyn, eerste punt, nuwe wyn verander vrees in vrymoedigheid. Voor Pinkster verraai Petrus vir Jesus 3 keer. Vrees beheerder, dienskneg, sokkel. Staan nou by die bietjie saam en farm maak op die vuurtjies. Jy sien van hulle. Nee. Ons staan so by al die. After the new wine came, after Pentecost, after the fire fell, after the Holy Ghost sat upon them, something changed. Peter stood up before thousands of people and started preaching the word of God. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, maar julle sal, wat doen? Julle sal wat? Hy sê nie, jy gaan kennis kry nie, né? Hy sê nie, jy gaan talent kry nie, né? Hy sê, jy gaan wat kry? Krag! Sê my langs, jy is krag! Jou krag gevoel? Ja. Krag kan jy voel. As jy weet, ons kan jy goed vanaand, ja. Anita se koffie sê sy op die makliker is, en die nieuwe kar het sy die doppe boog, jy kan nie die plak sy kom. Sy hand is nog oké, as jy die plak moet afval, en dan kan jy jou vast. En dan sê jy draai gesneed. Maar jy sal ook weer gevoel krag. Jy sal voel, miskien het jy al, jy weet, jonger was, het jy jou vinger op die ongeluk aan die krachtdraad geraak by jy voel. Jy voel, hy byt vir jou so. Het iemand het al ervaring gehad? Ja, ek het hom al gevoel. Ek het al sparkdag gevoel, ek het al krachtdraad gevoel, ja, ek het al ervaringjes gevoel. Maar kind van die Here, ek is vanavond om vir jou te sê, die kracht van die Heilige Geest kom om jou te transformeer. If you stay the same after tonight, you never get the Holy Ghost. The Holy Ghost changes life. And yet to declare over you, nuwe wyn, man, maak leeu's uit lammetjies. Nuwe wyn, gee vrymoedigheid vir die ons wat bang is, vir die cowards. Hulle draai jy skielik die Bybel. Die swakke word 'n brandende instrument, 'n brandende vader, 'n vuurvlam vir die Here. Gemeente, wat 'n vrees beheer jou nog? En jy moet sê, as jy vrees wat jou nie beheer nie, met Sondag, sê net kyk na Sondag. As jy 'n kans kry om 'n bietjie gevul te word, die almal gekom het. So something still fulfilling, something still blocking, something still speaking to you. Vrees vir mense? Is dit vrees vir mense? Is dit dalk vrees jy gaan faal? Is dit dalk vrees om uit te stap? Maar Pinkster sê, vrees wyk, wanneer die vuur kom. Kyk hierson, as hierdie ou voor jou kan staan en preek soos hy preek vanaand, dan moet jy weet, Gees het gekom, vuur het gekom, want die ou was te skaam in 'n kerk om 'n woord te sê. As jy werd gevra om te bid toe ek jonger was, ek sou nie 'n woord gesê het nie. Vinnigste wat ek vir iemand sê bid. Tweede punt. Nuwe wyn blaas op droë bene. Die Gees van God blaas op droë bene. Jesegiel sien droë bene. Hy sien geen lewe nie. Hy sien geen beweging nie. Hy sien geen hoop nie. Maar toe gebeur iets. Kom ons sê daar langs jou iets het gebeur. Asem het gekom. Ek lees in die woord. And he said to them, receive ye the Holy Ghost, and he breathed on them. Jy sien, droë bene word 'n magtige weermag wanneer die Gees van God beheer neem. Gelowiges, in hierdie reeks was daar droë bene, maar
droog. Die blydskap was droog. Jou lag het nou maar net. Net kan nie. Ja, nee. Maar nou word dit. Ek dink is jammer net dat die lied gesing het vroeër en dan het gesê. Lach met jou mond, maar die wind het die klank oor die see gewaai. Met alle oor die geef voor. Jy lig die blydskap, maar daar is geen blydskap nie. Want ons in die kerk is as finals. Ons weet hoe om te flous. Mekaar nou sal haal. Party mense is so bang om te ontvang, maar net nou lag ek en natuurlijk is papa. Wat gaan die mense van my sê? Who cares? Jy behoort te worry net oor wat God sê. Dis die enigste van die woord sê. Die woord sê, en ek hou van die Engels, sê, laughter do as medicine. It's healing to all your flesh and health to all your bones. Elke deel van jou liggaam ontvang lewe, kind van die Here. Vanaand gaan iemand bietjie ja. Some joy is going to get restored tonight. I just sense that in this place. Jou aanbidding was droog. Jou aanbidding of die ander ene, maak jy bang. Visie het droog geraak. Jy het meer hoop vir die toekoms nie. Al wat jy sien is alles wat treurig is, wat dood is, wat nie hoop het nie, daar's niks nie. En dis waar jy is, want jy hier is droog. Die nuwe wyn. Amen. Onder die atmosfeer. As jy hier instap in die plek, die stap nie in die dooie atmosfeer nie. Kom op 'n maandag aand hier in. Kom op 'n maandag aand hier in. Ek weet maandag af en dan kom by ons kom my Vader. Die atmosfeer, hierdie bakstene kan praat, man. Ek sê vir hierdie bakstene kan jou stories vertel in hierdie plek terwyl ons bid. Die atmosfeer, as jy instap in die deur op 'n Sondagmôre en jy is geestelik daarom net so bietjie wakker, kan jy ervaar dis iets in die lug. Something in the air. En ek sê vir jou vanaand, dis nie 'n virusie, dis nie een wat jou van aansteek nie, maar ek kan jou vertel vanaand, dis the Holy Ghost. And he's waiting for you. He's waiting for you. Dis wonderlik, ek sê in Joel 2:28. Joel 2:28. Hoor hom mooi. Sê, as ek dood. En daarna sal ek my gees uitgiet op jou. Op wat? Hoeveel vlees? Was jy net die pastore nie, né? Dis nie net die musikante nie, né? Dis nie net die kerkraad nie, né? Wie is dit? Kom ons sê saam met my, dis ek daai. Kom ons sê dis ek daai. Halleluja. Ek is deel van daai alle vlees vanaand. Hey, man, vanaand. Let op. Dit was nie net 'n sprinkel nie. Dit was nie net 'n nee. Daar iets gebeur. Die woord sê daar vir jou, kyk hoe hy sê uitgiet. Let op die woord. Hy sê wat die Engels sê, pour. Jy sê want pour, jy gooi tog nie iets wat 'n bietjie is nie. Nee man, hy krap net 'n bietjie hier. Hy sê hy gaan uitgooi en uitgooi is oorvloedtaal. Uitgooi is oorvloedtaal. Dis oorvloedtaal. Ek wil jy moet hoor, dis oorvloedtaal,
dit is herlewing taal, kind van die Here. Jy moet verstaan vanaand, dat daai uitgiet, is nie net 'n bietjie nie, man, prys die Here. Ek wil vir jou sê vanaand, jy kan nooit uit die Heilige Gees uithardloop nie. Jy kan maar gooi soveel soos jy wil. Jy kan maar die nuwe wyn drink soveel soos jy wil. Gaan nie opraak nie. Prys die Here. Die Heilige Gees besoek nie droë bene om hulle te admireer nie. Ja. Die Heilige Gees kom kyk en sê, "Wow, ek het daai dis hard, die sterk been gehad." Enkelband, nekte toede, nie bou. En hy kom en sê weer, nie bou, nekte toede, nie bou. Ja, hy kom nie dit doen nie. Wanneer die Heilige Gees kom daar beweging. Raak en hy in so langs wat ek voel net as 'n verloede. Seker wat langs was 'n verloede. Dat is 'n verloede. Hey, ek voel hom. As 'n verloede. Ja, dis nie wat van Bethesda nie. As 'n verloede. Heilige Gees roer in hierdie plek vanaand, kind van die Here, en jy hoor vanaand. Die Heilige Gees kom om te herleef, om wakker te maak, om weer lewe te bring. En dit wat dood is. Derde punt vanaand. Nuwe wyn bring vuur terug in jou gebed. En jy hoor? Nuwe wyn, die Heilige Gees in ander woorde, bring vuur terug in jou gebedslewe. Jy sien voor jy bietjie weer geolie was. Het jy gebid, nee, maar as daar 'n verloeding gekom het, as daar 'n bietjie asem, man, Jos, dat is iets wat gebeur. Jy sien, gebed sonder vuur word rutine. Woorde sonder passie is nutteloos. Beweging sonder krag, ag nee, come on, kind van die Here. We need Holy Ghost power. Amen. So do not get plucked in. Jy sien maar, Pinkster het gebed verander. Ek my dan so Pinkster verander jou gebed. Die boventrek word 'n altaar. Het jy dit gehoor? Die boventrek word 'n altaar. Dit is 'n plek waar jy neer lê, wat op jou pad staan om meer van God te hê. Die altaar is 'n plek waar jy kom oorgee en jy sê, Here, U sorg te veel van my. Johannes het gesê, I need to become less so that He can become more. En kind van die Here, as jy hier vanaand in hierdie plek, en daai 120 in die boventrek, was daar mense wagtende. Is jy wagtende vanaand? Is jy verlangende vanaand? Is jy soekende vanaand? Is jy smachtende vanaand? Kind van die Here, is jy honger genoeg om iemand in die pad te loop, om te kry wat jy wil hê in die naam van Jesus Christus? Suddenly. Sê maar jy so iets, suddenly. Get suddenly. Suddenly, ewe skielik kom daar 'n wind. Ewe skielik kom daar vuur. Ewe skielik kom daar krag. En ek voel hom. Man. Efesiërs 5:18. Efesiërs 5:18. Yes, Lord. Yes, Lord. Ek sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Gees. Of
En daai frase be filled in die Grieks is die woordjie pleresto of pleleste, né? Dit kom van die wortel van daai woord en dit beteken, hoor wat dit beteken? Dit beteken to fill, to make full, to complete, to supply abundantly, to bring under influence. Hey, iemand kan dat met jou onder invloed wees. Nie van jouself nie van by nie, maar van die Heilige Gees, glory. Of beheer. Jy sien, wat belangrik is hier soos is die taal, wat sê ek, grammatika in Afrikaans, die grammatika in Afrikaans, wat Paulus gebruik in hierdie gedeelte, want wat hy gebruik is teenwoordige tyd, maar is ook 'n aanhoudende aksie. As jy net my, so it's not a one-time thing. Te veel mense in die kerk in geheel, dat die dooping met die Heilige Gees of die vulling met die Heilige Gees is 'n one-time experience. Nope. Sorry. It's not true. It's present, continuous. Met ander woorde, dit gebeur, jy hou jou vol, jy bly vol, jy word vol, en wie wat wonderlik? Wanneer jy begin gee, dan bly jy vol. Jy sien, die taalgebruik, die grammatika hier so is 'n aanhoudende idee. Dit stop nie, is 'n aanhoudende aksie. En kinders van die Here, vanaand ek hoop jy hoor my, hier is 'n aanhoudende ding. Moenie kom vat net 'n toppie nie. Jy moet so vol wees. As jy nie so vol is en jy uitkruip, is jy nog nie vol genoeg nie. As 'n kind wat ek sien van 'n vrou, sy kom haal altyd elke aand haar vrou met haar met 'n kruiwag aan. Kom net sien. Sy kom haal haar man met die wa. Elke aand met 'n kruiwag. Want hy sit daar net in die loop nie. So sy kom pak die kruiwag op 'n sekere tyd, dan gooi sy hom in die stoel af in die kruiwag en vat sy hom stoel. Kinders van die Here, ek wil vir jou sê vanaand, ons kan lag oor dit en ons wil snap, but if the church will be as full of the Holy Ghost as some people are, why? The world outside will never be the same again. They will never be the same again. You know why? Want jy gaan nie kan stil bly nie. Jy gaan nie kan krag terughou nie. Oh, genade man. Jy gaan nou met terugkom en dan jy betaal en sê, maar ek is nie los. Hallo. Jy instap maar by die spar. En dan kom 'n auntie verby gestoot met haar trolley en sy sukkel om te loop. As jy verby haar stap, jy skielik hier. Ek nie al loop nie. That's how he was power. Dis Petrus daar. Toe Petrus verby loop, sy skade weer val op hulle, toe word hulle gesond. Ek dink die Petrus het kyk word hy gesond. Die Petrus het net geloof en die mense het geglo. As die skade weer val, kom op, dit van die Here. Waar is die kerk van? Waar is die kinders van die Here? We need the Holy Ghost like never before. Ons leef in 'n tyd waar die kerk wil stil gemaak word. Ons leef in 'n tyd, kind van die Here, waar predikers gearresteer word wanneer op straat preek. Ek sien dit oor see, hoeveel kere? Ek hoor nou die dag by jou van ons by ons vergadering, die steekkracht vergadering, sê die pastoor, die kan nie eers 'n keer buite kan van die evangelisasie preek vir ou sê se Sondag nie. Hey, we live in serious times. En dit is tyd dat die kerk wakker word. Die kerk moet wakker word en besef, God het die antwoord vir die probleem. Kom kind van die Here sê, kan jy langs jou God het die antwoord. En die antwoord is God, die Heilige Gees. In jou en my. Kom on, in jou en my. Die Heilige Gees in jou en my. Hou aan om gevul te word. Bly vol word. Bly vol word. Kind van die Here, moenie jou mond van die voer afhaal nie.
Bly drink. Nie een keer nie. Maar weer. En weer. En weer. Sê net vir ons vanaand. Vanaand kan ek nie net aanhou. En aanhou. Jy sien wat gister se vulling was genoeg nie. Gister se vulling is nie genoeg vir vandag se oorlog nie. Kind van die Here besef dit. Ek en jy moet besef, 'n rivier wat vloei bly vas. Maar 'n rivier wat stil staan, my water gaan dood. Goggas broei uit. Dis hoekom so baie gelowiges vol emosies is. Vol opinies is. Vol van homself is, want hulle te min van hom. Sorry as ek op 'n toon trap, maar dis nie so. We gotta realize. God didn't call you to be emotional. God didn't call you to be opinionated. God called you to be filled with the Holy Ghost. To be filled, to be filled, to be filled. Amen. It must be a continuous flow. Nie net 'n af en toe ontmoeting nie. Nie net 'n af en toe encounter nie. Vra vanaand. Ek wil jy moet vra vanaand, kind van die Here, dat die hemel in jou lewe sal invloei konstant. Halleluja. Wanneer laas het die trane in jou oë gevloei wanneer jy die naam van die Here noem of groot maak? Wanneer laas as jou blydskap so vol, jy kan jou lag nie keer nie? Wanneer laas as jy voel so op jou, jy kan dit nie wag om vir iemand te gaan vertel nie, want ek wil jy moet hoor vanaand, God het nog nie klaar gewerk nie. Die laaste punt vanaand, die nuwe wyn bring jou blydskap terug. Sê maar jy naam sê, nuwe wyn bring jou blydskap terug. Halleluja. Kana het die blydskap gestop, maar die wyn was op. Psalm 51 vers 12. Psalm 51 vers 12. Psalm 51 vers 12. As jy nou, as jy hoor mooi. Skep vir my 'n reine hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Restore unto me. En ek dink, ja, ek weet nie of die Afrikaans en die Engels ooreenstem nie, maar hierdie Engels is wat ek graag wil hê moet hoor. Restore unto me, what? The joy. As jy in jou Bybel net kyk hier daarvoor, it sê restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. With thy what? Free spirit. Amen. Kind van die Here, dis vir jou vanaand. Die vyand kom en al wat hy doen is hy val jou blydskap aan. Want hy weet jou blydskap is jou beskutting. Hy weet jou blydskap is jou sterkte. The joy of the Lord is your strength, is your protection. Hy sê, yes. Jy sien, Pentekost, herstel, feesviering. Amen. Mense raak hier lewendig. Kyk net na Sondagoggend. Kyk jy na Sondagoggend, mense wil die huis toe gaan, jy hang hier rond. Hoekom dink jy hang hier rond? Mense is weer aan die brand, as jy die oorvloei van die Gees. Vanaand wil ek jy moet hoor, nuwe wyn bring terug daai verlore blydskap, nuwe wyn bring daai verlore vuur, nuwe wyn bring terug daai verlore honger, nuwe wyn bring terug daai lief wat jy verloor het, want die nuwe wyn bring terug in jou lewe in verwagting dat my God kan alles doen, kind van die Here. Are you in this place? Are you ready to receive? Because tonight there's going to be some joy, and joy manifest. Pinkster was nie die einde nie, dit was die begin. Daar kan jy nou sê, net sê, dit was die begin. Hoe raak nog iemand sê, dit was die begin? Dieselfde Gees, en hy val nog steeds vandag. Dieselfde Gees, en hy brand nog steeds vandag. Dis dieselfde Gees, en hy herstel nog steeds vandag. Dis dieselfde Gees, en hy bekragtig nog steeds vandag. Dis dieselfde Gees, wat nog steeds uitgedien. Halleluja. God kom nie ou wyn gee nie. Hy kom nuwe wyn uitstort vanaand. Hy kom nuwe wyn uitstort vanaand. Die vyand probeer omstandighede jou pad langs bring, sodat jy jou blydskap verloor. Hy kom jou van jou blydskap beroof. Hy wil hê jy moet treurig wees. Maar daar's 'n lied
Jerusalem, sy Psalm in die Bybel as ek reg onthou is dit Psalm 68. Dit is Psalm 68. Psalm 68. Sê, kom maar aan, ons sê kan. Halleluja. 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 Ek sê maar ek sê 100%, maar ons sal check later. Maar jy het dit gesê. By the rivers of Babylon. Hy het vir nie so lekker opgedans het toe jy in die wêreld was. Jy moet speel. Dit is so net al dans jy. By the rivers of Babylon, where we sat down, and there we went. When we remembered Zion. When we remembered. Wat is dit? 137. Is dit 137? Okay, ek sê pas alles verkeerd, maar ek het hom gehad, weet nie. Dis reg dan nog steeds op Psalms. Dan is dit nie, waardeer dit. Psalm 137 vers. Hoofstuk staan net by die riviere van en dan vers 1 ja, wat van dit ons gesit ook gebeur en ja, ook gebeur as ons okay, ons lees hierso. As Psalm 137 lees as ons van vers 4 af, hy sê, how shall we sing the Lord's song in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget skill. I do not remember you. Let my tongue cling to my roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy. Remember, Lord, against the sons of Edom, the day of Jerusalem, who said, raise it to its very foundation. O daughter of Babylon, who are to be destroyed, happy the one who will face you as you have served us. Happy that, ja, sister, wat ek mis van, ja, remember that, ja, sister, van ja, as ander deel, hy sê, he changed my joy, or he changed my sadness, he changed me in a place. Ek gaan kry, ek gaan nou vir jou gee, nie waar nie, nou vir jou gee. Okay, wat hy sê, my joy, ek bly graag. Oh, come on. Kijk eens hier vandaan. Ja, iemand blij maken in die plek. Amen. Dat heb ik nog gezegd. Vader, ek dank U nou vir die oomblik, ons gereed is om ontvang in die troonkamer van God en dat U vanaand kom en mense vul. Here, ons gaan hier uit vanaand droog nie. Maar ons gaan vanaand voorloop van die Heilige Gees en krag en vuur en blydskap. En Here, waar ons gaan sal mense hoor, ons het met God ontmoet. Ek glo vanaand, Here, gaan U harte herstel, U gaan lewens verander, daai depressie gaan verdwyn. Ek hoor in my gees, depressie gaan afbreek van iemand vanaand. Ek hoor in my gees, depressie gaan afbreek vanaand. Depressie gaan afbreek vanaand. Oh, gaan maar wat rest op raak on the Lord will say die enda. Woo! Yes, Lord. Thank you, Jesus. There's going to be restoration. I prophesy there's going to be restoration. Your mind's going to be fine. 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 In the mighty name of Jesus, I prophesy to somebody
Halleluja. As God is restoring your joy, some dead things will get from life tonight. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Come on. Ek sê dit nie net nie. Ek sê nie net sommer goed nie. As ek dit in my hart ervaar, as God my praat, sal ek dit sê. Ek sê nie net goed om te klink, ek is daar in die gees nie. My vriende, wanneer jy hoor vanaand, you can take this word. So rukkie terug, bedien ek in Hand of God sentrum. En ek is lekker bezig om te preek en ewe sit ek hier die woord, Here vir my woord en ek sê, die Here sê vir my vandag, dan gaan het deur oop vir iemand en die persoon gaan hulle promosie ingeweeg, beter werkposisie, beter salaris en ek sit en ek gaan aan 'n plek verder. Het was nie lang daarna nie toe dat weer die pastoor se vrou, die pastoor my nog, toe word sy aangestel as 'n dosent by die universiteit. Somebody, if you hear a word, you've got to receive the word. The word will never work if you do not receive it. If you reject it, you will lose that blessing. You've got to remember that. I'm giving you a prophecy. I'm giving you a word tonight. God is showing me somebody is going to be free tonight. Somebody is going to be free tonight. Somebody is going to be Somebody's going to be free tonight. Oh, come on, iemand in hierdie plek vanaand. Is al 'n geruime tyd dat jy voel jy steek 'n ketting en 'n groot swaar bal agter jou. Voel jy iets aan jou rug, iets wil jou vashou daar weer. So dan mag die Here jou los. Dan mag ek sien dit net gebeur. I just see that. I just see that in you. I just see it. I see my way. Sien ek te wag, ek sien die Here maak dit los. Vir iemand vanaand. Ek sien dit vanaand. Halleluja. Oh! Yay! Vader, dank U. Sê dit die mense op Facebook, Here, mag jy na harte werk en hulle begeertheid om môre aan in hierdie plek te wees hier. Om saam met ons naam van die Here groot te maak. We bless you, we love you. En jy kan vir ons 'n gebedsversoek stuur of vir ons net daar 'n komment gee, ons sal bly wees. Die Here seën vir ons. God bless you. Halleluja. En van die Here